Hallo oukies, ek doen jaar 1 Afrikaanse leerpapier en julle skryf die 12de Junie. Julle toets is uit 50 punte. OK, ons is by veiligheid eerste en ons 3 woorde wat jy baie belangrik moet onthou. Die eerste woord is gevaar en die definisie is iets wat moontlik skade kan veroorsaak. Tweede een is risiko. En dit is die waarskynlikheid dat die skade sal plaasvind en dan is dit beheer, die manier waarop risiko's geïdentifiseer, uitgeskakel word of tot 'n aanvaarbare vlak verminder word. Onthou ons het byvoorbeeld gesê in die klas van my klas, een van die gloeilampe is uit, dis 'n gevaar. Maar as dit net een gloeilamp is wat uit is in die hele klas en ons nog baie ander ligte, is die waarskynlikheid dat dit sal ongeluk maak nie groot nie. En dan die beheer is, wat doen jy om die situasie veiliger te maak? Jy sê vir die juffrou of vir die oom wat kyk na die ligte. Dan hierdie enetjie is baie belangrik, jy moet gaan kyk na die, veral hierso, jy moet kyk hoe lyk die teken en dan moet jy gaan kyk die kleur van die teken. So die eerste een is 'n rooi sirkel met 'n diagonale lyn deur en dit beteken verbode of nie toegelaat nie. Hy's altyd rooi. Byvoorbeeld daarso as jy daai prentjie sien, weet jy mag nie daar rook nie. Dan die volgende een is 'n blou sirkel en dit is 'n verpligte aksie en dit beteken as jy hom sien, moet jy doen wat daarso op die teken staan. OK, dan die volgende een is 'n waarskuwing. Dit is 'n geel driehoek en geel beteken 'n risiko vir gevaar. So as jy nie na die teken oplet nie, kan daar dalk 'n ongeluk gebeur. Die vierde een is 'n groen vierkant of 'n reghoek en dit is inligting oor veilige kondisies. Byvoorbeeld, waar is die noodhulp, waartoe moet jy ontsnap as daar brand is, enigiets met veiligheid te doen. Dan die laaste een is brandveiligheid, dit is 'n rooi vierkant of reghoek en hy het so 4 wit daarso aan die kant en nou daar kyk by my highlightertjie. Dit beteken klaar daar's iets met vuur te doen en daai teken wys vir jou waar die brandblusser is. Dan wat is 'n noodgeval? 'n Noodgeval kan geïdentifiseer word as 'n gevaarlike situasie wat onmiddellike en dringende aksie benodig. Jou werkomgewing bepaal die tipe noodgevalle wat kan gebeur. Dan terminologie. OK, belangrike woordjies wat jy moet onthou. Onthou, hierdie is nou al die terminologie en die toerusting wat ons geleer het hierdie kwartaal. Onthou dat as dit iets is soos 'n kam, soos daarso wil ek nou highlight, moet jy vir my sê dis 'n meerdoelige kam, of 'n afro-kam, of 'n snykam, of 'n stertkam, shampoo-kam. Jy kan nie net sê kam nie, dan gaan ek dit verkeerd merk. Selfs met die borsels, dit moet 'n ovaal borsel of 'n plat borsel of so wees. OK, so daarso is hulle almal. Dan onthou die verskillende areas wat ons gedoen het. Ontvangsarea, wagarea, shampoo-area, droogarea, stileerarea, wasgoedarea. Onthou mooi, probeer die prentjies ook onthou, die prentjie moet pas by die regte woord, by die regte area. Dan op die volgende bladsy stoorarea, kombuisarea, barbierarea en onthou, 'n barbier is iemand wat mans of kinders se hare doen. Dan in meeste salonne kry jy 'n masseerarea, naalarea en dan as jy daai teken sien, 'n badkamer area. OK, dan gaan ons oor na virusse toe. Virusse definisie is, virus is mikroskopiese organismes wat gasheere soos mense, plante of diere kan besmet. En dan griep is 'n aansteeklike respiratoriese siekte wat veroorsaak word deur griepvirusse wat die neus, keel en soms die longe besmet. Voorkoming van virusse, maak jou hande gereeld skoon, gebruik seep en water of 'n alkoholgebaseerde handwryf. Handhaaf 'n veilige afstand van enige iemand wat nies of hoes. Dra 'n masker wanneer fisiese afstand nie moontlik is nie. Moenie aan jou oë, neus of mond raak nie. Bedek jou neus en mond met jou gebuigde elmboog of 'n sneesdoekie wanneer jy hoes of nies.
Bly tuis as jy onwel voel. As jy koors het, hoes en sukkel om asem te haal, soek mediese hulp. Dan volgende is spanwerk. Spanwerk is die vermoë om mense te verstaan en dit is die sleutel om effektief in baie beroepe te funksioneer. Hoe om effektief te kommunikeer? Bly objektief, wees eerlik, bly neutraal, vermy kinderpraatjies, soek hulp van iemand wat jy respekteer, moet nie dinge persoonlik opneem nie, hou jou privaatlewe privaat. Dan gaan ons oor na HIV vigs toe. Vigs is 'n baie ernstige siekte wat enige persoon kan beïnvloed. Enige iemand kan vigs kry. Daar is geen kuur vir HIV vigs nie, alhoewel baie pasiënte lank leef indien hulle medikasie neem en die medikasie word antiretrovirale behandeling genoem. Voorsorgmaatreëls: gebruik rubberhandskoene wanneer daar met bloed, liggaamlike vloeistowwe gewerk word. Ontsmet bloed met jig of 'n bleikmiddel. Gebruik 'n pleister op alle oop wonde. Beserings by die werk moet onmiddellik behandel word. Evalueer of kyk vir risiko's en gevare by ander. Raak ontslaaf van materiaal wat bloed bevat, byvoorbeeld naalde. Moenie persoonlike items deel nie en ontsmet alle implemente na die kliënt dit gebruik het. As jy seksueel aktief is, toets jouself gereeld, want jou HIV status kan verander. As jy per ongeluk met bloed in aanraking kom, spoel die area met lopende water, gaan toets jouself, dit word die ELISA-toets genoem. Ok, dan moet jy baie mooi onthou die kleure hierso, onthou die kleurwiel wat jy in die klas geverf het, en onthou dat die kleurwiel altyd saamwerk met die reënboog, so die kleurwiel as rooi en groen oorkant mekaar is, gaan hulle altyd oorkant mekaar wees, hulle kan nooit skyn nie. So onthou die kleurwiel, jy begin op een punt en jy sê soos die reënboog, rooi, oranje, geel, groen, blou, pers. Dan jou primêre kleure is rooi, geel en blou en jou sekondêre kleure oranje, groen en pers. Onthou oranje is rooi en geel gemeng, groen is geel en blou gemeng en pers is rooi en blou gemeng. Dan jou warm kleure is rooi, geel en oranje en jou koel kleure is groen, blou en pers. Shampoo en opknapper, onthou opknapper is conditioner in Afrikaans. En wat is die funksie van shampoo? Shampoo maak die hare skoon deur vuilheid te verwyder, vet, sweet en produkte wat opbou, maak die hare gereed vir droogplaas of enige chemiese diens. Wat is die funksie van opknappers? Opknapperbehandelings word toegepas om die cuticula laag glad te maak. Dit beskerm die hare vir beter hantering van die hare en kam. Dit laat die hare gesonder lyk en help die hare om eksterne elemente te weerstaan. Wat se verskillende tipe opknappers kry ons? Oppervlak, dit gaan nie in die cuticula in nie, dit bly net op die haaropperhuid, op die boostukkie van die hare. Dan kry jy 'n penetrerende opknapper, hulle gaan wel binne in die cuticle in en herstel die hare van binne. En dan kry jy 'n kopvel opknapper, hulle voel soos 'n opknapper, maar is geformuleer om kopvel toestande soos skilfers en droogte kopvel te teiken. Dan moet jy gaan kyk na die gesigvorms en ek wys gou vir jou mooi, daarso is 'n ovaal. Onthou ovaal is die een wat meeste gebruik word of wat by elke haarstyl perfek pas. Dan het jy 'n hartjie gesiggie, 'n sirkeltjie, 'n vierkant gesiggie en 'n reghoekige gesig. Hierdie is maar die 5 gesigvorms wat ons die meeste gebruik. Baie sterkte, lekker leer, sien julle weer.